Ek weet julle jare vir dit gewag. Ek gaan om verskoning vra vandag. Goeiemôre mense, ek weet baie het lank vir die oomblik gewag, vergewe nou my deurmekaar hare, ons staan nou op, ons is op 'n uitreiking en ons gaan nou Sannieshof toe, maar ek weet julle het baie, moenie nou jou borde gaan sit in die kombuis, jy moet hierdie program luister, ek weet julle het jare vir dit gewag, ek gaan om verskoning vra vandag, so julle moet nou sit, ek gaan regtig bely, moenie nou gaan nie, nou moet julle bely, Rooi Strauss gaan bely. Het ons mekaar. Net voor ek gaan bely, wil ek net vir julle wys wat doen ons. Maar julle moenie weggaan nie. Want dan gaan julle in die koerante weer 'n ding hoor en 'n ander plek iets hoor en julle weet nie uit my mond uit. Ek gaan nie waarheid praat. Ek gaan vandag. My vrou weet nog nie hiervan nie. Ander weet nie, ek gaan nou stryd praat. Maar kom ons doen net eers iets anders. Ons het padkos, eiers. Hier sny hulle broodjies. Kom ons beweeg net so, jy hoef nie nou close te kom, jy kan nou net, gee gou daai vir my, net, hier so, am net wys, een bietjie, net nader vat, dis so ons op die pad eet, ons sê vir die Here dankie vir julle sponsors allemaal, dat die studente lekker kan eet, en lyk het die lekker, prys die Here, ok, pak vir ons ander vleis gou uit wat ons nou gaan braai. Los hierdie stuk. Hy moet nog 'n bietjie braai. Ok, pak gou vir ons uit. Hier gaan ons nou runaways. Dis soos party studente by School of Fire is. As hulle tik gebruik het, dan run hulle away. Ok. Mag 'n hoenderpoot as jy hom ooit weer sien, vir jou laat dink, gaan en verkondig die evangelie. Loop. Jy 2 voete gekry. Kyk nou gaan hierso. Hierdie ding, julle wat ken van medicure en parikeer en ek weet nie wat se kere make-up. Maar hierdie ding sal nogal 'n snorbaard goed doen. Ok, maar is nou kos. Sê gou vir my, wat is jou resep, want jy het hier aangekom en jy het vir my gesê om Rooi koop hierdie goed. Ek weet die beste om hierdie goed gaar te maak van babatjie af. En jy aan die vingertjies lê en jy het die dummy gehad, vertel my. Ons die beste as jy lekker spices opsit en wat is lekker spices? Ek weet jy ons gebruik baie Six Gun daar by School of Fire. So dit is Six Gun. Ja. So ja, maar ons maak ook dit baie lekker met die roosterkoek. Dit is so saam. So jy vat die poot en jy sit hom in die roosterkoek. Nee, dit is so saam. Vat af. Hoe smaak hoenderpoot? Is nogal lekker hoor. Ok, sê gou vir my, mag 'n mens lieg? Ja oom. Het jy al ooit hoenderpoot geëet? Yes, om die vorige keer teleries gemaak het. Ek wil jou nou uitgevang. Sê jy vir my, het jy groot geraak op hoenderpote? Yes, dit is 'n lekker snack vir ons daar aan die kant in Kimberley. Nou, kyk, hy het net te veel beentjies, maar hy het 'n verskriklike lekker jelly. Ek persoonlik dink, ou wat baie hoenderpote eet, gaan nie joint probleme hê nie, want daai jelly sak moet staan. Wat sê jy oor Jesus?
Jesus is groot, daar's geen ander naam so groot soos sy naam nie. En met hom naam kan berge verskuif word en hy kan baie deurbrake gee. Mense, moenie weggaan nie, ek wil nog iets wys. Ek gaan regtig vandag praat. Ek is jammer. En ek weet ek gaan baie van julle teleurstel. Baie gaan my miskien verlaat en nie meer sponsor nie. Baie gaan nie meer maandeliks gee nie. Maar baie sal my hart sien. En dan verstaan. Ek gaan nou met julle praat, ek wil net moed by mekaar skep. Kom ons kyk gou daar. Hier het ons gisteraand geslaap. Die Sonja en Phyllis gastehuis op Vryburg. Julle kan net skakel van my, maar julle kan nie daar gaan bly nie. Dit is exclusive vir Rooies en sy takeover span wat hier mag bly. Sê net eers, hoe voel jy dat ons aan mekaar hier na toe kom? Dit pla my glad nie, is reg. Jy jok man, as ons by daai hek uitry sê, "Kyk, kom hier weer die Phyllis." Jy vat 'n kans, ek sê nooit so nie. Kerels gisterand eet ons, luister jy die lekkerste, nou, is nie nou omdat jy dit gemaak het, dit was gisterand my lekkerste hoender schnitzel. O nee, was nie my lekkerste nie, alhoewel Noord, hulle hou alles dop. Julle sin was die lekkerste, hoor, hulle sins 2, nou weet ek nie. Maak weer vir my en nooi my, dan kan ek besluit. Ok, slaaie, ek voel vanoggend so gesond, ek voel sommer om te gym en so voel ek gesond van die slaaie. Weet julle wat was nog altyd my snaakste ding? Ouens wat wil gesond eet. Dan eet hulle net slaaie, dan vat hulle daai slaai sous, wat vol suiker en gooi hulle dit so oor en eet hulle. Dat dink ek, rarig? Ok, Phyllis, hoekom help jy ons? Ja, dat is een opdracht van de Heer. En de Heer leidt het op ons harten, dat ik help waar kan. En hij ziet mij, die er open hand heeft, word jij ook gezien. En dan wordt ons ook gezien en zo aan. Is jy getrou in die Here? Ja, nee, ik is getrouw in de Heer. Ik volg zijn verordeningen. En hij zorgt voor mij en ik is altijd gezien. En hoe meer ik kan saaien, hoe meer ontvang ik weer terug. Hoor nou hierdie een, hoor hierdie een. Ok, Phyllis, as so ek kan aanneem, omdat jy aan God getrou is en luister, sal jy nooit stop om te saai by ons nie. Hy sê nou ook. Nee, jy hoef nie te antwoord. Ek spot jou net. Jy hoef nie te antwoord. Hoor julle daar buite? Amper het ek hom nou lekker in die hoek. Ek wil hom nou gedraai. Mense, hoe gaan ek dit bely? Hoe gaan ek hierdie storie vertel? Maar voor ek by belydenis kom, bely maak vry. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as, nie miskien nie, as jy jou sondes bely. Ek is getrou en regverdig om jou al die sondes te vergewe en vir alle ongeregtigheid te reinig. As jy gesit sê, Here, ek is 'n pastoor, maar ek drink wyn. Here, ek het by die buurman se vrou gekuier of ek het by 'n ander plek gekuier. Vergewe my en jy het berou, dan vergewe jy. Here, ek het pon gekyk. Here, ek het tik gebruik. Hy vergewe. Hy maak vry. Moenie my nou gebruik Saterdag aand doen jy wat jy wil, Sondag bely. Saterdag aand doen jy wat jy wil, Sondag. Moenie met God mors nie. En vergeet tog eenmal gered, altyd gered. Daar bestaan nie so ietsie. Hy wat tot die einde toe oorwin, sal die oorwinningskroon kry. Dit sê die Bybel duidelik. Daar het al 'n ou in 'n varkhok beland en wou die pele eet en hy het na die Vader toe teruggegaan. As hy nie opgestaan het en die varkhok gebly het, het hy ook varkkos geraak. So bly. Daar bel die mense nou al. Moenie worry nie. Is dit 'n belangrike oproep? Ik kan gaan naar Rudolf toe. Okay. Zeg of my as mense ry Kalahari toe of hier Botswana toe. En hulle wil diesel ingooi, waar kan hulle gooi? Natuurlik betalend. Ja, daar by wat is in A to Z by op die Springbok, by Stellenpad, Springbokpad. Is dit jou plek? Nee, sien my. Nee man, hoor hoe goed jou hart het hier jou. Ek wil vir my advertensie gee, hy vertel van die ander huis ek raad. Die ander, ons sien jou ook. Daar in Genesa, wat is die plek? Genesa. Vertel 'n bietjie. Ja, ek is in Genesa, jy hoef nog nie te adverteer nie. Jou customers kom self. Ja, maar hierdie ou is op pad Botswana toe. Ja, nee, dis daar tussen Vryburg en Tosca, Genesa, daar's 'n gras op die pad.
As jy swybrand het, en moet jy daar stop. Ek het eendag swybrand gehad, toe stop ek daar. So prys die Here. Nou, baie dankie, dat ons hier kan kuier. Ek moet nou 'n ding agter die rug kry en ek moet bely. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Hier is jy op jou eerste trip, jy het 'n werk gelos wat jy elke dag onder 'n boom gestaan het. Ek werk vanoggend uit. Hier's baie ouens wat School of Fire toe kom wat op die straat gebly het. Jy het 32 jaar in 'n beroep gebly, werk, en as ons dit uitwerk was jy eintlik 16 jaar op straat. Maar hierdie ou kom van die straat af, 16 jaar op straat onder bome gebly. Hoekom sê ek so? Ek was, die grootste deel van my lewe was ek 'n verkeersman gewees, of beter bekend as 'n speedkop. So ek was meerderheid van die tyd was ek op die pad gewees om te kyk dat daar wet en orde is en te sorg dat mense veilig, of te help sorg dat mense veilig op die pad is. Hoor gou jy? Het jy nou gehoor? Wet en orde. Hou op speedkopsvloek. Ek is ernstig as ek dit sê. God het daai orde vir jou gestel. So jy wil hê almal moet oor die stoppe ry en almal kan ry soos hulle wil en jy is untouchable. En hoeveel ongelukke dink jy sal dan daar gewees het? Ja, ek hou ook nie daarvan as die bos uitspring voor jou nie. En 'n mens voel nie lekker nie, maar dis nodig. Dis nodig. Maak vrede nou op vloek. Is dit nie miskien hoekom jou finansies nie uitwerk nie, hoekom jou huwelik nie uitwerk nie, want jy vloek die sweetkoppe. Jy vloek die staatspresident. Jy vloek die government. Die government is nie reg nie, maar jy hoef dit te vloekie. O ja, ek moet nog iets bely, laat ek eers rustig raak. Hoe voel jy jou eerste trip? Dis met groot opgewondenheid wat ons die eerste trip aanpak. Dis heeltemal iets nuuts vir ons. Ons is nie gewoond daaraan nie. Ja, want jy kan nie met 'n kaartjie boek loop nie. Maar die opgewondenheid gaan meer daaroor dat ons vir God kan werk. Dis waarvoor ons geroep het. En ons is bevoorreg om, soos ek vir die ouens sê, in my eindtyd, my laaste dae op aarde, my lewe te kan so inrig en werk dat dit net vir God is. En niks anders dan nie oor myself en nie oor Rooies nie oor enige iemand anders. Ag, jy lyk my. Dit gaan oor God. Luister, dit staan net so. Voordat ek by die belydenis kom, en ek gaan dit opreg doen, wil ek net, hierdie kamera staan skeef. Ek wonder of hierdie ou, is ek hier op die TV skeefie, maar toe maar, nee, ek is nie skeefie. Ek is by die Here. Ek sê Adam en Eva nie, Adam en Steven. Okay, kom ons gaan nou 'n bietjie aan. Mense, hoor gou. As ek nou onder my storie uit, wat ek, ja, ek het maklik 10, 15 jaar laas afgekondig, ek is 17 jaar nou op Kruiskyk, nooi my uit, God is so goed. Ek het uitnodigings gekry, na ek die eerste keer afgekondig het, oor die 480, wat ek nooit eers by kon uitkom, 460 omtrent daarvan nie. So God was goed, maar
Deur die jare het ons ander projekte aangegaan en ek kan nie elke dag by 'n ander gemeente gestaan het nie, want ek moet my projekte laat loop, ek moet ander dinge, maar ek begin nou afgee. School of Fire is selfstandig, baie goed kan ek afgee. So ek het nou 'n tyd op my 60-jarige ouderdom en nou is ek meer wyser, sal jy jou gemeente kom seermaak nie, om weer op te tree. En ek wil almal, hierdie is nog nie my belydenis nie, vergifnis vra wat ek daai tyd nie kon by uitkom nie. Dit kon net nie. Ek is jammer. Moenie dink ek het my hoog gehou nie, ek kon nie. Ek dank God dat hy my so baie uitnodigings gee. So ek stel my nou weer op, my nommer is op die skerm. Bel my, moenie vir my 'n boodskap stuur nie, behalwe jy my nie kry nie. Luister, as jy op WhatsApp stuur, sal jy 'n reply kry en my assistant sal daar wees. Ek tree by jou gratis op. Wat vra jy? Niks. Ek het my ook self gevra, wat vra ek? Nee, ek vra niks. Ek praat niks. Ek antwoord nie. Ek vra nie geld nie. Ek soek dan net as jy my nooi, wil ek nie my eie gastehuis koop nie. So en ek wil graag, ek hou my nie hoog nie, wil ek nie. Ek wil 'n bietjie spasie hê dat ek kan bid. Baie mense sit gesels heeldag in die sitkamer, dis tyd vir dit, maar ek moet bid as ek kom bedien. Ek kom nie om te kuier, ek moet kom bedien, fisiekes bid en alles. En dan as jy wil 'n offer vir my opneem, kan jy dit doen, maar jy hoef niks te gee nie. Ja, ek glo in verniet ontvang, verniet gee. Stop by die tank, die diesel gee nie vir my verniet nie. Kos gee nie vir nie, maar ek tree regtig gratis op. Bel my en ek tree op. Al wat ek van jou verwag, dat jy dit ordentlik adverteer. Spandeer geld om het te adverteer op jou radio en dit, moenie my nooi. Jy het 5 mense in die gemeente, en as ek daar kom, 3 opgedag jy hand. Ek is nie snaaks nie. Nee, maar as ek moet duisende kilo's uitry, en petrol uitry, duisende rande, dan wil ek hom net hê, jy adverteer, en as daar dan net 1 opdag, nou jy alles adverteer, is ek fyn daarmee. Maar ons moet iets doen om vir God meer siele te kry. So, my nommer is op die skerm, julle kan my bel. Ag, jy kan met my gesels, daar is verskillende pakkette. Ek kom met 12 studente, en ons hardloop deur jou dorp, en ons deel traktaatjies uit, dan moet jy slaapplek vir hulle gee. Of ek alleen kom, of ek en my vrou kom, of wat ook al. Maar dis die eerste keer na 15 jaar, wat ek, dink ek, weer adverteer. Ek kan nou mense bel, in klomp advertensie, maar ek wil hê, God moet uitbring. Waar moet ek nou uitkom? En nou vra ek vir mense wat luister, baie stuur vir my, kom Paulvader toe, kom in Johannesburg, luister nie, gaan praat eers met jou pastoor, en laat hy my skakel, asseblief, en laat ons dit reg reël, en die beste vir die Here doen, en dit gaan nie oor rooie sê, dit gaan oor siele op jou. My tema is maar, om gemeentes aan te moedig, om betrokke te raak, op straat iemand na die Here toe te lei, as jy loop by jou werksplek, iemand na die Here toe te lei, en as jy dit toelaat in jou gemeente, groei jou gemeente. Nou ja, dit gaan nou nie help waar ek uitkom nie. Miskien moet jy staan om my te ondersteun. Ek gaan praat. My studente weet eers dit nie. Dis moeilik om partykeer te bely. My vrou gaan hierdie program sien. Ek gaan haar nou bel na die program, want wil jy sy moet dit op TV sien nie. As jy my nog wil uitnooi na hierdie. So, ek weet nie om het te stel nie, maar ek ja, kom ons kom by dit. Kom ons kom by dit. Mense, ek bely vir julle. Ek is 60. Toe ek standaard 6 was, het ek die laaste keer vir my 'n kam gekoop. Ek het nooit weer 'n kam gekoop. Ek maak my hare so reg. En mense skel my daaroor. Ek is jammer dat my hare partykeer deur mekaar lyk. Ek is baie jammer. My koerier Appington, Campstraat met 'n C, 2. Daar het ons 'n adres, as jy wil vir my kamp of 'n borsel stuur. Ek weet net, jy gaan ek nog gebruik nie. En sit jou naam en jou telefoonnommer in by dit, as jy dit vir my koerier, want ek wil vir jou dankie sê. Nou ja, ek het dit van my hart afgekry. Dan het 6 laas, het ek 'n kam gehad. En Callie, hy is nou al dood. Het is nie lekker groot geraak nie. Hy het so 'n eysterkammetjie gehad, lang sokkies gedra en daar by sy sokkie ingedruk. En dan stuur my ouma hulle, ons toe standaard 4 was, na die kerksaal toe, dan mag ons fliek gaan kyk. Saam met Callie, ek en Nico. En as ons by die motorhek kom, nou so 100 meter van die flieksaal se deur, dan sê hy, staan! En dan sê Callie, staan! Dan kan my ons almal middelpaadjie.
En daar stap die kindertjies, die maar plottertjies daarin. Maar weet julle wat? Ek dank die Here dat ek so groot geraak het. Ek wonder as ek elke hoeveel koop 'n oue kam? Elke hoeveel tyd? Nee, ek koop nie 'n kam nie, dis my vrou se werk. Ek is seker dat jy die ouens gevang het, dat jy onder die bome kamme Worselkop gehad. My hare was kort. Maar okay, hoor gou hier. Sê jy koop 4 kamme 'n jaar. Dan vir 50 jaar, hoeveel het ek gespaar? Ek dink ek het heel wat gespaar. So die belydenis is uit, Jesus, like jou.